As julle wil, kan julle saam met my blaai na Josua, die boek van Josua. Net sê baie dankie. Het is vir my lekker om hier by julle te wees. Het is lekker om by familie te kuier. Ja. Ek sê altyd vir die mense, julle mag gewoond raak aan mekaar, ons gaan die ewigheid saam spandeer. So ja, maar het is lekker om hier te wees en ek weet nou die Here wil iets spesiaals doen. Dis nou my gedagtes is, ek weet dit kom nie perfek uit nie, maar my gebed is dat die Heilige Gees dit sal laat perfek land in julle harte. Ja. Hy moet land. So ja. Ek wil vandag met julle deel, ek noem dit die wonder en die krag van jou keuse. En ons gaan oor praat om die Here te kies. En hierdie is 'n boodskap wat ek nou al paar keer verskillende plekke gebring het. So is regtig imprinted in my hart en in my gees. So ek hoop regtig dat julle kan ietsie vind in hierdie dag. So ons lees hier uit die boek van Josua, is daai bekende skrif, ons almal ken hom. Ons gaan nou lees van vers 13 tot 15, maar ek wil net gou die agtergrond gee. Ek weet julle ken dit, maar dit is net lekker om dit weer vars te maak. Is dat Josua die volk van Israel in die beloofde land ingelei. En die opdrag van die Here was dat hy moes al die heidene nasies daar moes hy verwoes, totaal en al. Hy moes hulle doodmaak, man, vrou, kind, en selfs hulle diere moes hy doodmaak. Maar na 'n tydperk van hierdie oefening, toe het hy ook nog maar moeg geraak vir hierdie geweld. En hierdie mense wat oor was, het gesê, hoorie, ons wil nie meer beklei nie, asseblief, ons wil vrede hê. En op die ou end toe oortree hy die opdrag van die Here en hy maak ooreenkomste met hierdie mense. En as gevolg daarvan het die kinders van Israel, die jonges getrou met van hierdie mense en hier toe het hierdie afgoderry ingekom. En hier aan die einde van sy lewe toe besef Josua, jog, nou sien ek hoekom die Here gesê het, ek moet dit doen en ek is nou so jammer daaroor. En hy staan op en hy praat met die volk. En dis sy afskeidspreek. En hy deel met hulle en hy sê vir hulle, luister, dis is wat gebeur het. En dan die vers 13 van Josua 24 sê hy vir ons dan, hy sê, so het ek julle dan 'n land gegee, dis die Here wat praat, en dis Josua wat met die mense praat, waar julle nie aan gearbei het nie, en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kon woon, wingerde en olyfbome, wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. Die Here het hierdie goed vir hulle gegee. En die vinnige punt wat ek net wil maak, wat ek wil hê ons moet vang, is dat dis die Here se genade. Hulle het dit nie verdien nie. En ons lewens is baie soortgelyk. Dit wat ons het ons nie verdien nie. Ek onthou eendag het ou na my toe gekom en gesê, maar jy verstaan nie hoe hard het ek gewerk nie. Toe sê ek vir maar, weet jy die vermoë gegee om hard te werk. Jy weet, so mense moet mooi daaraan dink. Dit is die Here se genade. Ek sê altyd, ons overestimate ons aandeel en ons underestimate die Here se aandeel. Dis ons geneigtheid. Ons dink ons is nogal okay. Ek weet onthou toe ek jonger was, nou is ek ouer en slimmer, maar toe ek jonger was, het ek gedink, yes, ek is sterk en ek slim en ek is oulik, jy weet. En toe kom ek agter, is maar baie die Here se genade, is maar min van my. Toe moes ek myself maar humble, jy weet. Maar dit is genade. Die Here gee hierdie goed vir ons. Enigiets wat in jou lewe het, dis genade van die Here. En in Jakobus 1 vers 17 lees ons dan, dat sy elke goeie gawe kom van bo. Jy weet, so elke goeie ding wat daar in jou lewe is 'n gawe van bo. Dink bietjie daaraan. Elke goeie ding wat in jou lewe is 'n gawe van bo. En dit is wat Josua vir die mense sê, luister, dit is hierdie wat julle het, is nie omdat julle so oulik was nie. Hierdie was die werk van die Here. Dis die Here wat vir julle sê, ek het hierdie goed vir julle gegee, en julle het nie eens daarvoor gewerk nie. Maar in elk geval, vers 14 gaan hy dan aan en hy sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Efraat en in Egipte en dien die Here. Twee dinge, vrees die Here en dien hom. Twee goeders. Vrees hom en dien hom. En ek dink dis een ding wat weggeval het in die moderne kerk, is die vrees van die Here. Dis nie meer soos in die ou dae wat die mense die Here gevrees het nie. En dit is, baie keer was die vrees ook verkeerde vrees en onakkurate vrees, as ek dit so kan sê, maar daar was vrees.
En dit het weggeval, en dan die tweede gedeelte is dien die Here. Dien beteken, is 'n aksie. Dis 'n fisiese aksie. Dis nie net 'n gedagte of 'n gesindheid alleen nie, dis 'n fisiese aksie. So hy sê, luister, dis genade. Die Here het ons hierdie goed gegenade. So nou, vrees die Here en dien hom. En ons moet dit in plek sit. En dan kom hy, baie bekende versie, vers 15, en hy sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir vandag wie julle sal dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En hy bring hulle op die plek waar hulle moet kies. En dit is wat ek vanoggend wil doen, is net weer te herinner aan die keuse. Die ding is, ons kies die Here een keer, daai eerste dag. En vir party van ons is dit 'n spesiale dag, ons onthou 'n dag en 'n datum en 'n oomblik, en 'n spesiaal. Daai dag het ons hom gekies, maar dis ook elke dag 'n keuse. Selfs die woord wat in die Bybel is vir die reddingswerk van God, is geskryf in die tense, Engels, English tenses, né? Wat present continuous tense. Met ander, dit is nou, maar dit hou aan. Dit is nie nou en is verby nie. Dis nie 'n oomblik nie. Dis wat nou gebeur en dan hou dit aan gebeur. So ons moet verstaan, hierdie pad van die Here wat ons loop, is elke dag 'n keuse maak en ons moet hom kies. So daar's twee levels van hierdie keuse wat ek met julle wil oor praat, en dit is, die eerste ene is, ons kies hom, bo al die ander gode, né? En ek dink, dit het ons almal gedoen, want ons is hierso. Ek weet nie of iemand gefors is om hier te wees vanoggend nie, en jy het nog nie gekies nie, maar vir die res van ons het gekies, ons het hom gekies, en dit is 'n goeie keuse. Maar die tweede helfte van die keuse wat ek wil oor praat, is die level van daai keuse. Ekskuus. Dis daai level, hoe diep gaan ons? Hoe ver gaan ons? Hoe committed is ons? So daar's een keuse, dis hy. En dan die volgende keuse is, tot hoe mate. En dit is waaroor ons moet praat, want ons het hom gekies, dis nie, nie die punt vandag nie. Ons het hom almal omgekies. Prys die Here vir dit. Maar nou moet ons praat oor, tot watter mate het ek hom gekies. Hoe diep het ek gegaan? Jy weet, ons kies hom, en dan tot watter mate kies ons hom. Ek onthou, daar was 'n ou in die kerk, en hy wou nie ophou rook nie. Party kan nie en party wil nie. Hy wou nie. En toe eendag het ons 'n gasspreker, en in sy hart vir die ongeredde sê, man, moenie worry as jy rook nie, man. Die ou was so bly. Hy was so bly, dis net wat hy wou hoor. Hy wou net daai hoor. Hy is sommer bly. Ek sê, hy het nie eens weer kerk toe gekom, ek's nou gered, ek kan maar rook, ek's gered. Die ou sê ook, as jy rook, gaan jy nie hel toe nie. Ja, ek het 'n goeie vriend wat altyd sê, as jy rook, gaan jy nie hel toe nie, ryk net of jy daar vandaan kom. Maar ja, daar's levels van dat ons die Here dien. Hoe ver is ons bereid om te gaan? En ek weet, ek praat nou in een, kan ek maar sê, sessie oor dit, maar hierdie is 'n lewenspad wat dit by my was. Dit was nie, onmiddellik het ek om 100 gekies nie, as waar 100 is ek ook nie seker nie, ek is definitief nog nie 100% daar nie, maar ek het gegroei. Sê ek het begin met 20% of 15% en het gegroei met die jare, soos ek besef het, wow, dit kan dieper, dit kan meer, dit kan verder, jy weet, en as ons dit kan druk, en daai proses verstaan, en dis die keuse wat ek vandag wil praat, is dat, waar lê jou keuse? Jy weet, ons weet, okay, jy het hom gekies, ons is reg, maar wat is die mate van daai keuse, hoe ver het ons gegaan? Die eerste ding wat ek wil oor praat, dan as jy kies, is jy moet energie gee aan 'n keuse. Ek het baie jare terug, het ek verlief geraak op my vrou, en ek het besluit, sy is die een vir my, maar ek moes energie insit in daai besluit. Ek moes vir haar gaan kuier, ek moes haar bel, ja, ek onthou, ek het by die kolonel se kantoor ingebreek oor die naweke, dan bel ek van sy foon af. Daar was nie selfone nie vir die jonges, hulle sal nie verstaan. Daar was 'n tyd waar daar nie selfone was nie. Dan sit ek daar op die kolonel se kantoor met my voete op sy tafel, en praat ek met my meisie toe. En ek moes energie daaraan gee, en as ek
pas gekom en dan gaan kuier ek by haar, jy weet. My ma was so kwaad, want ek gee net my wasgoed af by die huis en dan as ek na die girl toe. Maar ek moes energie gee aan die besluit. En so as ons besluit, ons wil die Here dien, en of watter mate ons hom wil dien, moet ons energie gee aan daai besluit. Ons moet energie gee, dis nie net 'n kop ding nie, dis nie net ek sit daar en ek besluit ek gaan die Here dien nie. Dit is nie genoeg nie, ons moet energie gee aan daai besluit. So ons moet actually ietsie doen omtrent dit. En dan moet ons begin dink, hoe lyk dit? En ons gaan net nou meer daaroor praat, maar ek het 3 areas wat ek van praat, wat ek van hou net om dit te noem, en ek doen dit vir myself. En die eerste een is geloof. Ek gee energie vir geloof. En hoe lyk dit? Ek moet goed doen wat geloof demonstreer. As mens reg deur die Bybel kyk, was daar altyd 'n demonstrasie van gehoorsaamheid. Nou, gehoorsaamheid en geloof gaan saam. Dis dinge wat saam gaan. En gereeld het die Here opdragte gegee, eenvoudige opdragte, maar met groot bonatuurlike kragtige werking as die gevolg daarvan. Soos toe hy vir Moses gesê het, rig op jou staf en die see gaan oop. Daar's niks spesiaal om die staf nie. Daar's eintlik niks spesiaal omtrent Moses ook nie. En dan niks oor die arm op, of was nie 'n angle wat hy moes kry, of daar was niks omtrent dit nie. Dit was die energie wat hy gegee het in gehoorsaamheid aan die Here, en as gevolg daarvan was daar kragtige werking. En so in ons lewens is daar goed wat ons moet leer om te doen, wat kragtige werkings, goed, dis aksies van geloof. Een van die aksies wat jy gedoen het jy vanoggend gedoen, jy het gekom. Jy het opgestaan, jy het aangetrek, jy het kerk toe gekom. Dis alreeds 'n goeie demonstrasie. Dis nie die enigste ene nie, maar dis 'n goeie ene om te doen. En so moet ek vind in my lewe, wat is die goed wat ek moet doen? Want dit gaan verskillend lyk vir verskillendes van ons, né? Want jou omgewing lyk verander, jou werksplek, jou sosiale interaksie en verander of anderster. So ons gaan moet uitfigure, hoe lyk dit vir my? Hoe lyk dit hoe gee ek energie aan my geloof? Jy weet. En ons doen dit op verskillende maniere, maar dit is belangrik om uit te vind, hoe doen ek dit? Ek moet dit vir my uitfigure. Dit moet vir my wees. Ek moet wys hoe kan ek dit demonstreer. Die tweede een is aanbidding. En dit het ons ook vanoggend gedoen. En dit was so lekker, ek het dit baie geniet, dankie span. Well done. Maar ons moet leer om dit te doen. Ek moet deelneem aan dit. Dis nie net 'n sing-along nie. Jy weet, daai van worship is more than a song. Jy weet, daai coming back to the heart of worship, where it's all about you, Lord. Daai tipe van goed, en dit moet nie net aanbidding wees hierson nie. Dit moet aanbidding wees ook in my privaatheid, in my stil plek. Jy weet, ek onthou, is nou baie lank terug, maar ek onthou hoe ek moes leer die vrymoedigheid kry my hande op te lig. Ek weet nie van julle of van julle ook dit daarmee gestruggle het nie. Maar vir my was net om my hande op te lig was 'n major ding. Ek moes 'n breakthrough kry daar. Maar ek moes energie daarin sit. Ek moes 'n besluit neem. Ek gaan my hande oplig. Ek gaan demonstreer op hierdie manier. Jy weet, ek onthou as die eerste paar keer anders ek gedink, wat dink die mense, wie kyk vir my, al hierdie van die goeters wat ek later besef het maak niks saak nie. Maar dit was vir my 'n powerful moment, want ek het demonstrasie en energie gegee aan 'n aksie van aanbidding. En so moet jy leer om dit te kyk. En ek wil net as 'n side note sê dat jy moet leer om in die privaatheid ook te aanbid. Dit is nie net publiek nie. Daar's 'n privaat aanbidding en daar's 'n publieke aanbidding. En beide moet in my lewe aanwesig wees. So ek moet energie gee daaraan, jy weet. Hoe lyk dit? Hoe demonstreer ek dit? Jy weet, en dit kan doen. So ja, dit bemoedig en dan die derde een is die liggaam van Christus, die gemeente. Jy moet energie hier kan insit. Hierdie is nie net 'n plek waar ons kom om te ontvang nie, wat ook belangrik is. Ons moet hom kom ontvang, dis hoekom die plek hier is, maar ook moet ek kan gee. En ek moet uitfigure hoe kan ek gee. En dis hoekom, as jy nie weet hoe om te gee nie, doen net praktiese goed. Jy weet, doen net iets. Jy weet, kom maak iets skoon of vang mense by die deur of whatever jy kry, wat jy kan kry om te doen, doen dit. Jy weet, figure iets uit, wat doen ek vir die liggaam? Dis nie net van ek wat kom en kry nie, ek moet ook iets bydra, iets gee. En ek praat in hierdie geval nie van geld nie. Ek praat van energie, waar jy actually van jouself gee, van jou tyd, van jou energie, jy weet, en dit te bring vir die gemeente. Ek dink, en hierdie is net persoonlike observasie, is dat baie keer misgis ons wat is kos en wat is saad. Die Here gee vir ons baie keer gawes
en talente wat eintlik bedoel is vir die koninkryk, en dan gebruik ons dit vir onsself. En ander keer is dit bedoel vir onsself, en dan wil ons dit vir die koninkryk gebruik is, gebeur ook, net by the way, maar ons moet dit net uitfigure. En dit sal goed wees as jy sukkel met daai goeders, om met iemand te sit in gesagsposisie, geestelike autoriteit, en sê, hoor hierso, ek weet nie mooi, hoe dink jy, hier is ek, wat sou jy voorstel, wat kan ek doen, hoe lyk dit, is daar iets wat ek in die gemeente kan doen, is iets wat ek kan bydra, jy weet, ek kan dit doen, is al wat ek het, of ek het net hierdie tyd, wat kan ek doen, en figure dit uit, hoe jy dit kan doen. So dit is belangrike goeders, om actually energie te gee aan 'n besluit, dit is nie net 'n besluit nie, dit is actually om energie te gee aan daai besluit. Die volgende ding is 'n gemoedstoestand, en miskien moet ek myself net in die rede val en hierdie ding nou sê, is dat ons moet ons gedagtes vernuwe. Geloof is nie 'n intellektuele ding nie, is 'n hartsding, 'n geesding. Maar dit beteken nie, dit eindig daar nie. Dit beteken dat my gedagtewêreld moet stadig maar seker begin verander, vernuwe word, sodat dit inval by hierdie geloof van my hart. En ek moet leer om hierdie denkpatrone van my te vorm en te shape. Dis een van die dinge wat die kinders van die Here die minste aan werk, want die ding is jou gedagtes, niemand weet dit nie. Daar's geen standaard nie. Ek meen, as ek hiernatoe kom, ek het 'n hemp en 'n broek en julle kan sê, hoe lyk hy broek? Hy lyk of hy gewas is daarom, okay, nee, is goed. Ja, hy moet bietjie sy skoene skoonmaak. Nee, ons kan dit sien. Maar gedagtes kan ons nie sien nie. Ek het al hierdie ding gedink, sê, imagine ons sit so 'n TV-skermpie op jou kop wat wys wat jy dink. Ek is seker, daar sou 'n fashion gewees het wat die skermpie bedek, sodat ander mense nie kan sien nie. Ons sal gesorg het dat niemand sien wat ek dink nie. Want jy kan glimlag en vriendelik wees, maar binnekant dink jy, wow. So daarom gebruik ons nie die woord van die Here en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens om ons gedagtevorme en patrone en goed te shape nie, sodat dit lyk soos wat dit moet lyk nie. En dit is deel van ons besluit wat ons neem. Is luister, ek gaan my gedagtewêreld hervorm volgens die geloof, volgens die geestelike waarheid. En hierdie is so 'n breë veld, en dis vir my so lekker om daaroor te praat. Ek sal maklik nou hier op 'n sypaadjie kan gaan en praat oor hoe moet dit lyk, jy weet. Hoe moet dit lyk as ons gedagtes vernuwe en die geestelike dinge, die hoër waarheid maak. Jy weet, die Bybel leer vir ons dat dit wat is gekom uit die geestelike riekelm. Die geestelike riekelm was eerste. En min mense besef dit, maar jy weet, dit is 'n belangrike ding, wat was eerste. Dit is belangrik. Dit is 'n belangrike ding. Dit was eerste. Selfs teoloë in die Bybel, hulle gaan kyk, as hulle na 'n konsep kyk, dan gaan kyk hulle na die plek wat hy eerste in die Bybel bekend gestel is. Byvoorbeeld aanbidding, die woord aanbidding is die eerste keer gebruik toe Abraham vir die dienaar sê, ek en die seun gaan hom te aanbid. Wat gaan hulle doen? Hy gaan hom sy seun te offer. Maar nou gebruik hy die woord aanbidding. So daar is die plek waar ons moet gaan as ons wil praat oor aanbidding, sê, hierdie is die oorspronklike spraak. Hoe lyk aanbidding? Dit beteken, dit is 'n opoffering. Dit is opoffering van selfs die belangrikste ding in ons lewe. Waar ons bereid is om in gehoorsaamheid na die Here toe te kom en dit aan hom te offer en om dit op die altaar te lê. So dit is die voorbeeld van hoe ons moet toelaat dat ons gedagtes vernuwe word deur die woord, sodat ons lewens begin lyk na iets anders. So ek bemoedig julle daarin. Maar hierdie ding moet jy verstaan. Die Here wil deur jou werk, nie vir jou nie. En in die moderne kerk is ongelukkig, omdat ons mense wou trek en nader trek, het ons hierdie prediking begin aanpas, dat die Here wil al hierdie goed vir jou doen. En hy wil jou help, en hy wil jou sterk maak, en hy wil jou bless, en hy wil al hierdie goeders doen, wat als waar is, maar dit is net van die byvoordele. Ons het die byvoordeel die hoofding gemaak. En dit is die tyd dat ons terugkom by die plek waar het gaan oor hom, oor God en oor sy koninkryk. En ons is bevoorreg, en ons is so geseënd dat ons kan saam met hom werk.
En ons moet dit verstaan. En ons moet sê, wow, dat die Here my sal toelaat om hom te help. Dis amazing. Here, hoe kan ek help? Die ander ding wat ons neig om te doen is, ek besluit hoe gaan ek die Here help. Sorry, is nou nie julle nie, is daai wat nie vandag hier is nie. Julle sal nooit so maak nie. Nee, ek maak so. Ek baie keer dan sê die Here vir my, waarmee is jy besig? Nee, Here, ek doen, okay, sorry. Wat moet ek doen, Here? Okay, ek sal gaan, sorry, besig geraak, ek help nie. Jy moet verstaan dat die Here het ons nie nodig nie. Nie een van ons nie. Nie een van ons. Nie een van ons is ons wegval of iets gebeur of ons gaan weg, sê die Here, wat gaan ons nou daar op Lutrigard maak? Hierdie ou is nou weg. Engele, kom gou man, ons moet nou plan maak. Nee, dis nie dit nie. Die Bybel, Jesus sê homself, as julle nie sal praat nie, die klippe sal skree. So moenie worry nie. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor dat die Here wil deur jou werk. En ek moet vind, so goed as wat ek kan, wat wil die Here deur my doen? En ek moet myself aanpas en my gedagtewêreld daarbey aanpas om dit te verstaan. Die Here kom nie, weet eintlik as jy mooi daaraan dink, dis dan baie arrogant om te dink die Here werk vir jou. Ek weet nie vir jou nie, maar ek dink so. En ek sê vir jou, ek praat met baie kinders van die Here, goeie mense wat daai mentaliteit het. Wat die Here werk vir my. Hy kom doen dinge vir my. Nee, hy wil deur jou werk. En weet jy wat, is so amazing dat hy gee vir ons allerhande byvoordele en ons is dankbaar daarvoor. Vir dit wat ek kry. En kom ons wees daai generasie van mense wat dit verstaan en dit aangryp. So ja. So ons gedagtewêreld moet aanpas by die waarheid van die Gees. Alright. As julle Bybel sê en julle wil saam met my blaai na die boek van Markus. Hoofstuk 6. En ons gaan so al van die einde van die storie na die begin van die storie te werk, as dit sin maak. Ek gaan nou net vinnig, dis weer 'n storie van die Bybel wat ek wil graag met julle deel. En ek gaan die versie lees en dan werk ons hom terug. Vers 52. Markus 6 vers 52 sê, want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. Hy praat van die disippels. Hy sê, hulle het by die vermeerdering van die brode, het hulle nie verstaan nie, want hulle harte was nog verhard. So wat gebeur het was, Jesus en sy disippels was op pad om te gaan rus. Maar toe is daar 'n klomp mense wat slim is en hulle opspoor. En Jesus begin aan hulle bedien. En soos hy hulle bedien, kom maar net mense by en mense by en mense by. Hulle sê daar was 5000 net manne. In elk geval, en hier teen die einde van die dag kom een van die disippels wat dink hy's baie heilig. En hy's baie slim en hy sê, Here, ek dink is tyd dat ons hulle wegstuur, dat hulle gaan kos kry daar nie. En die dorpies hier naby, laat hulle net weet, want ons het nie kos nie. En die Here draai na hulle toe. En hier is nou nie in die Bybel nie, so ek net dit sê, maar ek imagine, dat voor die tyd gepraat sê, hey, hierdie mense, jy weet, hier is alles baie, hulle moet iewers eet. Hulle sê, kom ons sê vir die Here, hulle moet hulle wegstuur nou. Nee, sê jy, nee, sê jy, nee, sê jy. Dan sê een sê, okay, ek sal gaan. Okay, die kom hy aangestap met die ander 11 hier agter hom, jy weet. Here, dink jy nie dis 'n goeie idee dat ons hulle wegstuur, dat hulle gaan kos kry nie? En hy draai na hulle toe en sê, julle gee vir hulle kos. En hulle sê maar, weet, bietjie vry vertaling. Ja, ons het nie geld nie, ons het nie kos nie. Wat gaan ons nou doen? Jy weet? En die Here sê, maar wat het julle? En hulle bring 5 brode en 2 visse. En Jesus sê dankie vir dit, hy gee dit in hulle hand en hy sê deel uit. Wat jy moet verstaan is, toe Jesus nie dank sê en skielik toe daar 7000 brode en 8000 visse nie, en hulle kon net, nee, soos hulle uitdeel. Soos hulle uitdeel, het die vermeerdering plaasgevind. Né? So waar het die wonderwerk gebeur? In hulle hand. Dit was die les. Die les wat die Here vir hulle wou leer is dat, luister, verstaan wanneer wil die Here beweeg, wanneer wil hy werk doen, ja, en dan, hy gaan jou gebruik, nie omdat hy hoef nie, of nie iemand anders het nie, maar omdat hy wil,
En dan soos jy dit uitdeel, gaan die wonderwerk in jou hand gebeur. En toe sien hulle hierdie wonderwerk, 12 mandjies vol bly oor. Hulle begin met 5 brode en 2 visse en 12 mandjies oor. Is amazing. Wonderwerk. Hulle het dit gesien. Hulle het dit beleef, hulle het dit ervaar. Toe gaan hulle aan en Jesus sê vir hulle, vaar oor na die oorkant toe. En daar vaar hulle en daar kom hierdie groot storm op. In die volgende oomblik, hulle sien hier kom Jesus aangestap. En hy stap nie na hulle toe nie, hy is op pad om verby hulle te stap. In die storm. En hulle sê, hey, eers dink hulle is 'n spook. Maar naderhand kom hulle agter is die Here. En julle ken die hele storie, en naderhand is die Here in die boot en die storm staan stil. En hy sê vir hulle, waar is julle geloof? En dan lees ons hierdie vers. En hy sê, want hulle het nie verstaan nie. Hulle het nog nie begrip gehad nie. Hulle het gedink, dat as die Here nie in die boot is nie, gaan hulle sterf. En hy was op pad om verby hulle te loop. en toe hy inklim, toe gaan slet die storm. En hulle is verstom. Sê, wow, kyk, gaan lê die storm. En hy's nie tevrede met hulle nie. Hy sê, luister, hoe het julle dan nou gedink? Het julle nou regtig gedink, julle gaan tot niet gaan? En as julle tot niet gegaan het, sou dit deel van die plan gewees het? Maar, dink net bietjie daaraan. En julle het so pas gesien, hoe doen ek 'n wonderwerk deur julle hand? Julle het nie verstaan nie. En in die skrif sê dan ook vir ons, dat hy het die storm bestraf. Wat beteken het, dat daar was 'n demoniese aktiwiteit ook. Dit was nie net 'n normale storm nie. Nou wat ons moet verstaan is, en ek wil hê julle moet dit begrip, is dat wie het hulle in die storm ingestuur? Dis crazy, die Here stuur ons nie baie keer nie om die storms nie. Hy stuur ons soms in die storm in. Ek glo die Here vertrou ons met sulke situasies, en die Here het gesê, kom ek kyk of hierdie ouens verstaan, wat hulle nou net gedoen het. Want hulle het, in die brode het, hulle net gedoen wat die Here vir hulle gesê het. En dit was great, en mens moet doen wat die Here sê, maar partykeer bekragtig die Here ons om iets te doen. Hy bekragtig ons. Hy sê, gaan. En as die Here sê, gaan, dan moet jy weet, die Here, hierdie ding is in my kapasiteit, saam met die krag van Heilige Gees, saam met die waarheid van sy woord, het ek kapasiteit om hierdie storm te wen. En dis wat hy hulle wou leer. Ek wil vir julle 2 verse lees. In daai selfde hoofstuk, eerste een is vers 37. Ek kan net een bladsy teruggaan. Vers 37 sê, maar hy antwoord en sê vir hulle, en gee julle aan hulle iets om te eet. Gee julle aan hulle iets om te eet. En hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 pennings, dis hoeveel geld hulle gehad het, wat nie so baie was nie, brood koop en dan hulle gee om te eet. So onmiddellik gaan hulle gedagtes weer na die praktiese, fisiese. Hy's nog nie by die bonatuurlike nie. Maar die Here sê, gee julle vir iets. En dis wat die Here eintlik vir my en vir jou ook sê. Hy sê, gee jy vir hom? Gee jy? Here, maar ek het nie. Gee jy, wat het jy? Onthou, toe die weduwee na die profeet toe gekom het, en sy sê, ek gaan sterwe, en hy sê, wat het jy in jou huis? Wat het jy in jou huis? Sê bietjie olie. Ons moet verstaan, jy het iets om te gee. Jy het dit. Die Here het dit klaar actually daar gesit vir jou. Hy sê vir jou, gee. Ja, maar ek het nie eintlik iets nie, ek ken nie die Bybel so goed nie, ek kan nie goed voor mense praat nie, wat. Figure hom uit. Wat het jy in jou huis? Wat het jy in jou huis? As jy dit het, dink hoe gaan jy dit vir die Here gee? Gee jy. En dan vers 45, sê, en dadelik het hy sy disippels gedwing om in die skei te gaan
en dan vooruit te vaar na die oorkant. Hy het hulle gedwing. En hy het hulle gedwing waarheen? In die storm in. Miskien wil die Here jy moet die storm wen. Miskien is dit juis ook om die Here jou in die storm gesit het. Want hy wil jy moet hom wen. Hoe wen jy hom? Ek weet nog nie. Here, help. Ek is bereid om op te staan, ek is bereid om die 5 brode en die 2 visse uit te sit, ek is bereid om dit uit te deel. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Ek dink te veel van die goed is gelos vir die pastore en die leiers. Hulle wag vir hulle om dit te doen. Ek weet as ons so op uitreike gaan in Zambië, dan het ons spanne wat saam gaan, en baie van hulle is baie onervare, en dan ontdek hulle hierdie siek persoon, dan bring hulle hom. Pastoor, kom bid vir hom. Sê ek, nee, bid jy vir hom. Nee, maar bid jy vir hom. Hoe moet ek bid? Ek bid net. Vra die Heilige Gees, dat jou lei. En ek dink ons het meer van dit nodig, waar ons uitstap in geloof, en energie gee in ons geloof, en begin deelneem aan die werk van die Here, op watter vorm ons dit ook al kan doen, en dit begin daar sit, vir die Here om mee te werk. En die Here challenge ons, glo ek. Ek dink die kerk is op 'n plek waar die Here sê, luister, julle gaan nie net meer kan cruise nie, daar's nie meer seisoen vir dit nie, daar's nie meer grace vir dit nie, die grace is nou, om uit te gaan en te doen. En uit te step met dit. En in my proses om met hierdie kan ek sê boodskap, want dit is eintlik nie net een boodskap nie, maar ek probeer so 'n bietjie saamvat, het iets oor my pad gekom. En iemand sit 'n liedjie op 'n groep, en ek maak die liedjie oop, en hy liedjie slaan my voete onder my uit. En ek is nie ou wat groot eer aan spesifieke liedjies gee so baie nie, maar hierdie liedjie het regtig op my 'n groot impak gemaak. En ek gaan hom nou vir julle speel, maar toe ek hierdie liedjie hoor, en ek is 'n mans man, tawe boere, Afrikaner seun. Ek huil nie maklik nie, maar hierdie liedjie het my laat huil. En nou het ek hierdie spesifieke woord in verskillende forme, al verskillende plekke gepreek, 'n paar verskillende gemeentes. En elke keer as ek hierdie liedjie speel, huil ek weer. So ek het nou 30 keer na hom geluister hierdie week. Hoopelik huil ek nie hierdie keer nie. Maar dit is regtig 'n baie spesiale liedjie. En ek gaan hom vir julle speel. Luister na die woorde. Soos die liedjie speel, daar's die woorde word onder gesê, en dan word ook die skrif gegee waar dit uitkom. Dit is baie mooi. Maar ja, luister na die liedjie, en dan sal ek, na die tyd, as ek kan, sal ek verder praat. Is julle ouens reg? As hy. On the mountain deep surrender, face pressed to the ground in prayer. Not my will but yours, oh Father. All of heaven heard you there. Knowing all that lay before you, every wound and every cost, love said yes to what was coming long before the cross. You could have called for angels with armies at your side, but love refused the rescue
die. Beaten, mocked, and led to judgment, innocence with no defense. Hands that shaped the earth and heavens were bound and handed over them. Nails were driven through perfection, thorns pressed down upon your head. Still no word of wrath or rescue. Love endured there as you bled. You could have called for angels with armies at your side, but love refused the rescue. As you were crucified, the grave was never final. Hoped on that glorious day, and death itself was shattered as the stone was rolled away. You didn't call for angels, you stood there in my place. The weight of all our sin met mercy face to face. You didn't call for angels, you endured it willingly. It wasn't nails that held you there, it was your love for me. Ek het weer verloor. Deur die hele proses van die kruisiging kon Jesus haltroep enige oomblik. He could have called for angels. Maar dit was nie die spykers wat hom aan die kruis vasgehou het nie, was sy liefde vir my en vir jou. En as ek dink aan die prys wat hy vir my betaal het, en hoe min ek vir hom wil doen. So my woord is dit, choose him back. Hy het jou gekies. Kies hom terug. En ek het besluit. Ek kies hom terug. Ek kies hom terug. Ek self nog besig om uit te figure hoe lyk dit. Wat het gaan vra van my, maar dis wat ek gaan gee. Want in hierdie proses wat Jesus gekom het, was daar verskeie doelwitte, neem ek aan. Die een was dat hy sterf aan die kruis en die volle prys betaal, en miskien die hoofdoel daarvan, maar in daai proses wys hy vir ons hoe moet ons lewens ook lyk. Waar ons self die tipe van self-sacrifice doen vir hom. Hy gee sy lewe vir ons. Wat is ons voorreg? Ons kan ons lewens gee vir hom. En as ons hom kies, jy weet, as jy hom net kies, net omdat jy bang is vir die hel, want toe ek groot geword het, in die 80's, ja, daar was, hulle noem hulle hell and brimstone preachers genoem. Hulle het jou vertel van die hel, nou, jy was so bang vir die hel, jy het jou hart vir die Here gegee. Jy weet, maar is alrede hoekom jy jou lewe vir die Here gee, omdat jy nie wil hel toe gaan nie, dan mis jy uit die beste. Die beste is die voorreg wat ek en jy het, om hom terug te kies. Om te sê, Here, U was bereid om dit vir my te doen. Ek sal dit vir U doen. My keuse is nie net U nie. My keuse is 'n lewe wat geoffer is vir U. En jy weet, en ek onthou, toe ek jong was, jy weet, ek het gedink aan die lewe en die goeders. Ek gedink, Jesus, maar ek wil daarom ook my eie lewe hê, weet. Ek wil nie net weet daar iewers in 'n bos gaan sit en van 'n vreemde plek. En die Here verstaan dit. Die Here het ons lewens gegee actually. Maar ek moet uitvind hoe gee ek my lewe wat ek het nou vandag vir die Here. En ja, miskien is daar goed wat ek moet weggooi. Miskien is daar goed wat ek moet neerlê. Miskien is daar goed wat ek moet opneem. Ja.
Maar dit gaan nie noodwendig so drasties wees nie. Dit is amper meer 'n gesindheidsverandering. Hoe benader ek my werk? Hoe benader ek my familie? Hoe benader ek my pa wees, my ma wees, my man wees, my vrou wees? Whatever jou posisie mag wees by die werk. Doen dit. Doen dit. Ek onthou ek het baie jare terug hierdie getuienis gehoor. Hierdie ou, baie lief vir die Here. En hy het by die myn gewerk. En hy het 'n skofbaas gehad wat 'n harde man was. En hy het op sy hart gevoel, hy wil uitreik na sy baas. En hy het nou nie mooi geweet hoe nie. Maar Sondaande by die kerk het hulle soos 'n evangeliese diens gehad, waar hulle die ongereddes nooi. So eendag toe kry hy die moed by mekaar en hy stap op na sy baas toe. En hy sê, hoor hierso, meneer, daar by die kerk Sondaande het ons so lekker diens, ek wil u graag uitnooi. Die baas sê vir hom, nee, dankie. En hy gaan terug en hy sê wel, hy het hom nou genooi. En die Here sê, nee, maar nooi hom weer. Volgende week gaan hy weer. Vra vir meneer, asseblief, ons het 'n diens, ek wil u graag uitnooi. Hy sê, nee, dankie, ek stel nie belang nie. Volgende week, toe vra hy hom weer. En toe begin hy nou ongeskik raak. Hy sê vir hom, hey, moenie my weer vra nie, ek gaan nie saam met jou kerk toe nie. Maar die volgende week, toe vra hy hom weer. En hy het hom naderhand gedreig met, hy gaan hom afdank, as hy aanhou met hierdie stories. Maar die oud aangehou, 2 jaar lank, elke week nooi hy sy skofbaas kerk toe. En die skofbaas se vrou vertel die storie agterna. Sy sê een Sondagmiddag, hier sien sy, hier is 'n man besig om aan te trek. Sy sê, wat doen jy nou? Sy sê, ek gaan kerk toe. Ek's nou vol vir daai ou wat my so elke week nooi. Ek wil hom net uit my hare uitkry. Ek gaan net vanaand kerk toe. En die einde van die storie is daar toe in die kerk sit gee sy hart vir die Here. En jy weet, ek ken nie sy ou se naam nie. Weet nie wat sy naam nie. Ek weet nie eens mooi waar was dit nie. Ek kan raai, maar ek weet nie eens waar was dit nie. Maar daai ou het iets gedoen wat spesiaal was. Jy weet, ons dink aan die Reinhard Bonkes en nou is wat voor duisende mense staan. Ons is nie almal dit nie. En om die waarheid te sê, daar's meer waarde in wat daai ou gedoen het, om een mens te teiken en te sê, ek gaan die liefde van die Here vir hierdie ou gee. Of verwerp hy my, al beledig hy my, ek gaan hom liefde gee. Is amper vir my meer werd as ou wat daar voor die crowd staan en preek. Vir my. Vir my is maklik om voor crowds te staan en preek. Dis 'n ander ding om volk elke dag op te staan en 'n keuse te maak om die Here te dien. Is 'n ander tipe van level. En ek wil julle bemoedig om te sê, luister, kies hom terug. Soos hy jou gekies het. Kies hom terug. En ek wil julle aanmoedig om hierdie 3 goeters te doen. En ek gaan 'n geleentheid gee. As ons dalk musiek kan kry hierso. Die eerste ding is, en ek doen dit gereeld, ek doen dit nie eens een keer nie, ek sê, Here, vergewe my, waar dit eerder oor my gegaan het as oor U. Hoe ek my lewe geshape het. Ek was in die bediening, ek was 'n pastoor, het ek myself gevind, dat ek is besig om my lewe te vorm rondom my behoeftes, my begeertes, my voorkeure, my gemaksones. En ek moes leer om dit te skuif, om dit te doen. So, die eerste ding wat ons moet doen is, kom ons vra die Here om ons te vergewe. En ek gaan 'n gebed doen, jy doen jou eie gebed in jou hart. Ja, Here, vergewe my weer 'n keer vandag, waar ek my lewe so maklik vorm om my eie self, my eie dinge. Ag Here, ek weet dit, van my dinge is ook belangrik vir U, maar ek wil nooit hê dat enige iets van daai dinge belangriker as U sal wees nie. So daarom vergewe my, Here. Vergewe ons. Vergewe ons as die kinders wat besig raak met ons eie goed. En U nie genoeg plek en spasie gee nie. Dankie, Here. Dankie vir die vergifnis. Dankie vir die kruis. Dankie dat U nie, that you did not call on angels. Maar dat U aan my gedink het. Dat U aan my gedink het. Dat U aan ons gedink het. Dankie, Here. Vergewe ons. Jesus.
Tweede ding wat ons moet doen is, Here, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? En die antwoord vir my gaan anders lyk as die antwoord vir jou, maar jy moet die Here vra. Jy moet die God sê. En hierdie is 'n gevaarlike gebed. Want as die Here jou wys, gaan jy dit maar moet doen. Ek wil net sê, Here, vergewe my vir die goed wat U my opdrag gegee het in die verlede wat ek nie gedoen het nie. Dalk omdat ek nie onseker was of whatever, maak nie saak nie, Here, vergewe my vir dit. Maar ek vra vandag, Here, wys my, wat moet ek doen? Wys my, hoe lyk my deel? Hoe lyk dit wat ek kan doen? Is dit by die werksplek, familie, sosiale lewe, whatever, Here. Wys my, wat kan ek doen? Wat wil U hê ek moet doen? Ek vra Heilige Gees dat U tot elkeen van ons, en ook tot my hart sal praat vandag, vir ons te wys hoe dit doen. En dan die laaste gebed, is hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Here, wys my, hoe lyk my pad vorentoe? Wys my, wys ons, Here. Wat is dit wat ons vir U kan doen? Want ons wil dit doen. Ons wil U eer. Wat net twee goed nog sê, een is 'n getuienis. En een van ons uitreike, ons diens gehad die aand en een van die jonger vrouens in die koor, actually, hulle het mos sulke koor, hulle het mos nie eens musiekinstrumente nie, hulle sing maar die koor en manifesteer die jong meisie, so middel 20s, weet jy oud sukkel as ek 'n middel 20ste jong meisie noem, maar right? Sy manifesteer, ons bid vir haar, die Here maak haar vry, en ek sê vir haar, ek sê, luister, môre, kom na my toe, en sê net vir my, jy's okay, jy weet, ek wil net weet as jy okay, jy weet, want sulke goed is ons maar onvoorspelbaar en so. In elk geval, volgende dag is ek besig by die kerk, die span het uitgegaan, ek het agtergebly, ek ons lerings bring, maar in elk geval, hier kom 'n vrou na my toe aangestap, en sy sê, good morning pastor, ek sê, môre, can I help you, jy weet, sy sê, no, you said I must come, en ek staan terug, en ek kon nie glo die transformasie in hierdie vrou nie, ek het haar nie eens herken nie, ek kon haar nie eens herken nie, ek het vir 'n oomblik gedog, sy jok vir my, want ek dink, hoe kan, dis nie die vrou wat ek gisterand gehad nie. Die bevryding was so dramaties, dat selfs haar fisiese voorkoms het verander. Maar weet jy wat lekker is om dit te sien? Hoe die Here in iemand se lewe werk. En die Here wil jou instrumenteel maak in ander mense se lewens. Hy wil jy moet die persoon wees wat daai werk van die Here bring na ander toe. Hoe dit lyk, is ek nie seker nie. Dit moet jy uitfigure met die Here. Maar dit wil ek julle doen. En dan hierdie ene sluit ek af. En hierdie is net my hart. As die Here ons vra om iets te doen, dan doen ons dit. Ons is almal maar op die regte tyd. Maar ek vra, kom doen ons nie meer nie. Kom doen ons nie meer nie. As die Here van my 5 ure vra, kom gee ek hom die 7 ure. Moet ons net gee wat hy vra, of kan ons meer gee? Ons kan meer gee, man. En ek het besluit, ek wil meer gee. Ek wil meer gee. As die Here vir my vra, wil ek sommer meer gee. En ek praat weer eens nie van geld nie, ek praat van ons energie, ons tyd, ons gesindhede, ons positiwiteit, ons gewilligheid om te dien, ons gewilligheid om die koninkryk te dien, hoe dit ook al lyk, wat heel waarskynlik verbind sal wees met hierdie gemeente, maar figure hom uit. En ek wil net vra, dit is ek wat vra, kom ons doen meer. Kom ons doen nie net wat hy ons vra nie, kom ons doen sommer meer. Kom ek doen sommer ekstra vir hom. Kom ons maak die mandjie propvol.
Laat hy oorval. Kom ons gee vir die Here ons beste. En sommer beyond. Ek wil julle encourage met dit. Here, ek bid vir ons as 'n groepie van die kinders vandag. En Here, dankie vir al die liefde en die genade. En dit is so kosbaar. Dankie dat U my en ons uitgekies het. En dat U somehow 'n manier gekry het om in ons lewens in te kom en ons te red. Dat ons vandag U kinders kan wees. Dankie vir dit. Dankie vir al die goeie werke wat U alreeds in ons en aan ons, ja, en selfs deur ons gedoen het. Dankie vir dit, Here. Heilige Gees, dankie dat U ons lei, soos Jesus gesê het. En ek bid vandag dat Heilige Gees U ons sal lei in hierdie proses, waar ons U terugkies. Waar ons U nie net kies vir wie U is nie, maar ook kies hoe ons U gaan dien. Met watter tipe van commitment en oorgawe en dryf. Here, ons kies U terug. Ons kies U terug. En Here, vir die wat voel soos ek sê, ek wil meer doen. Ek wil nie net doen nie, ek wil meer doen. Omdat U beste vir my gegee het, wil ek my beste aan U toegee. In Jesus naam. Ek bid Here dat daar 'n spesiale salwing in hierdie gemeente sal wees. Sal toeneem en sal groei. Dat mense bevry sal wees en in vryheid sal uitgaan om die koninkryk te dien. Mag die seën en die guns en die voorsiening wees in hierdie plek. Gee vir hulle in oorvloed, Here. Gee vir hulle in oorvloed. Hier is genoeg. Mag dit wat hulle aan die einde het meer wees as dit wat hulle in die begin gehad het. Mag dit sommer baie maatjies vol wees. In Jesus naam. Amen.